Daar's 'n pragtige verhaal wat vertel van hierdie Spaanse priester en sy naam was Carlos. En Carlos het in Indië gewerk. En op 'n keer het hy hierdie platteland gery met sy fiets. En dit was net nadat dit baie gereën het en alles was so groen en pragtig om hom. Maar ewe skielik was dit asof die wêreld stil gestaan het. En hy het agtergekom maar iets is fout. En hy het sy fiets gestop, tot stilstand gekom en van sy fiets afgeklim en toe sien hy so 2-3 meter voor hom 'n kobra, 'n slang. En die slang het regop gestaan en sy kop was oop en hierdie slang het gekyk na die mooiste voeltjie wat so 'n meter van hom afgesit het. En die klein voeltjie het gevries gesit in die staar van die kobra. Die klein voeltjie was verlam as gevolg van vrees. Hierdie kobra wat hom wou doodmaak. Hierdie voeltjie het 'n stemmetjie gehad, maar hy het nie gesing nie. Hierdie voeltjie het die hele hemelruim gehad om in te vlieg, maar hy kon nie vlieg nie. Hy het vlekkies gehad, maar hy kon nie sy vlekkies klap om weg te kom nie, want vrees het hom verlam. En wat hierdie priester Carlos gedoen het is, hy het sy hande wild rondgeswaai en die voeltjie het weggevlieg en die slang het geskrik en weggeseil. En toe ek hierdie storie lees, toe besef ek net, hoe kan vrees ons verlam? Hoe kan dit ons lam lê? Dat ons nie eers een voet voor 'n ander een kan sit nie. Ons het 'n stem, maar ons kan nie praat nie as gevolg van vrees. Ons het vlerke, maar ons kan nie vlieg nie as gevolg van vrees. Die Engelsman sê dit so mooi, dat dit paralyzes us, dit verlam ons. Dit maak ons vreesbevange. Nou ek wil graag vir jou lees, op 'n keer was die disippels so bang geweest, dat hulle gedink het hulle gaan sterf. En kyk 'n bietjie wat het hulle gedoen, die oomblik toe hulle so beangs was. Dit staan in Lukas 8 vanaf vers 22. Op 'n dag het Jesus en sy disippels in 'n skei geklim, en hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hulle vaar toe weg, en terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. 'n Ewige stormwind het op die meer losgebars, en die skei het vol water begin word, sodat hulle lewens in gevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker en roep uit, meneer, meneer, ons vergaan. Toe staan hy op en bestraf die wind en die golwe. Hulle het bedaar, en daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle, waar is julle geloof dan? Maar hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gevra, wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water, en hulle luister na hom, hulle gehoorsaam hom. Ja, in hierdie oomblik was die disippels so bang geweest, dat hulle gedink het hulle gaan sterf, en hulle het geskree en uitgeroep, Here, red ons lewens is in gevaar. So wat is die eerste ding wat die disippels gedoen het, met hulle vrees? Hulle het na Jesus toe gegaan, en dit is wat ek en jy ook moet doen. Baie keer sit ons maar eerder 'n masker op, voordat ons vrees wys, of ons angs wys, of ons druk ons sweterige handpalms in ons sakke in, of ons sluk ons naarheid weg, in plaas daarvan om na Jesus toe te gaan, met ons vrees, met dit waarvoor ons bang is. Weet die oomblik as mens begin om vrees weg te steek, om het 'n masker te dra, om het onder 'n mat in te druk, dan manifesteer dit op ander maniere, dan kry ons dalk woede bye, maar eintlik is dit 'n onderliggende vrees wat ons het. Dalk is jy bang vir verlies, of bang dat jou besigheid gaan bankrot speel, of jy gaan jou werk verloor, of jy gaan jou kinders verloor, of jou huwelik is op die rotse. Doen soos wat die disippels gedoen het in hierdie verhaal. Gaan na Jesus toe, deel jou vrees met hom. Die oomblik wanneer jy met Jesus oor jou vrees praat, dan gee hy vir jou rustigheid en kalmte, wat verstand te bowe gaan, en hy gee vir jou insig en wysheid, juis hoe om op te tree in hierdie omstandighede. Ja, God is liefde, en hy dryf alle vrees uit. Jesus het autoriteit, en ons sien dit in hierdie verhaal. Hy het autoriteit en mag oor wind en weer, hy het mag oor die dood, hy het mag oor siekte, en daarom kan ons enige iets na hom toe bring. Moenie dat vrees jou lam lê nie, moenie opgevang raak soos daai klein voeltjie in die staar van die slang, in hierdie staar van vrees nie. Vat dit na Jesus toe. In Hebreërs 13 staan daar, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? En Psalm 23 wat sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. Ja, God is by jou. Vervang
Vrees met fokus op God. Maak soos wat die disippels gedoen het, daai tyd toe daar 'n storm op die see was en hulle doodsbenoud was. Gaan na Jesus toe. Hy het mag en autoriteit. Deel jou vrees met hom.